Goed, baie dankie. Ek gaan nou nie te lank wees nie, maar ek wil net by die volgende 3 briewe dan stil staan en ek glo dat daardie 3 briewe, soos ek reeds gesê het, iets van elkeen van die briewe vind ons maar in ons eie lewe wat ons na kan kyk, nê. So wanneer ons stil staan by hierdie 7 briewe, 7 letterlike gemeentes, waar die Here letterlik met ons as mens, as ek wil kom praat, kinders van die Here, weergeborenes, onthou hierdie is gemeentes, is waar veronderstel was om gemeentelede te wees. Die Here praat nie met 'n klipgebou nie, hy praat met die mens binne in die gebou. So ons moet weet dat hierdie boodskappe ook met ons wil kom praat en mag die Here ook vir ons seën as ons in kort. Ek gaan nie by elkeen 'n lang stil staan nie, so ons gaan 3 gemeentes nou vandag behandel, volgende week 3 gemeentes, dan die week daarop, dan begin ons eintlik by die groot ding van die groot verdrukking, waaroor ons as kinders van die Here eintlik nie bekommerd hoef te wees nie, nê? Want ons as kerk sal weggeneem word, maar die persone wat gaan agterbly. En dit is waaroor ons besorg is, oor die mense wat gaan agterbly. En daarom dat Openbaring 'n openbaringsboek is wat die Here ook met mense wil kom praat. So kom ons maak net eers ons harte stil en vra ons seën van die Here ook op hierdie woord. Hemelse Vader, ons wil vir U dankie sê dat ons die geleentheid het om in kort net na hierdie 3 gemeentes te kyk wat U ook vir ons 'n boodskap wil gee ook vandag. En Here, dat ons ook gewillig sal wees om ons harte oop te maak om te luister dit wat U ook vir ons wil kom sê in hierdie tyd. Dat U naam verheerlik sal word, dat U naam groot gemaak sal word en dit wat ons ook sal sê, dat U hierdie lippe van klei ook sal aanraak om U ook daarin te verheerlik, U naam groot te maak. Ons bid dit om Jesus naam ontwil. Amen. Nou ons gaan net, ek wil daarso in Openbaring hoofstuk 2, ons sal maar van die skrifgedeelte sal ek na verwys, maar waar die Here dan aan Smyrna hierdie boodskap dan skryf, en skryf aan die engel van die gemeente in Smyrna. Dit sê die eerste en die laaste, die wat dood was en lewend geword het. Ek ken jou werke en verdrukking en armoede, maar jy is ryk. En die lastering van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar in die sinagoge van die Satan. Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word en julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Nou ek wonder as ek net so vinnig mag vra, as U nou hierdie stukkie moet luister en opsom, wat sal U sê van hierdie gemeente? Was dit nie 'n gemeente wat swaar gekry het nie? 'n Gemeente wat onder baie beproewinge, toetse en verdrukkinge was. En dis presies waaroor dit gaan. Onthou, hierdie was nou 'n buurgemeente van Efese, noord van Efese, wat hierdie gemeente dan was. Efese was hierdie gemeente wat geëvangeliseer het. En dit was juis in die tyd van die apostels gewees, waar die apostels die evangelie moes uitdra, Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Gees van God oor julle kom, en julle sal my getuies wees in die hele Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die uiterstes van die aarde. En weet wat gebeur hierso is, dat hierdie gemeente, hy is gestig, maar onder hulle is hierdie gemeente onder verskriklike vervolging. Die evangelie het dan soos 'n veldbrand wat dit versprei het, in daardie tyd, die wêreld van daardie tyd, en dit was juis dan ook waar hierdie gemeente Smyrna
onder erge vervolging geval het. So, ons kan dit aflei, dit wat die Here dan ook alreeds, hoeveel jare voor die tyd, voorspel het. Julle sal vervolg word. Julle sal deur hierdie dinge gaan. En so het dit ook gebeur. Hulle word selfs met die tong gekastei. As ons gaan kyk, die geweldige vervolging. Nou, ek weet nie hoeveel van u het al bietjie gekyk daarna nie, maar Nero en Domitian, Trajan, en so kan ons aangaan van al hierdie mense. Nero het selfs, en jammer ek het so stel, maar dit was letterlik hoe dit gebeur het, hoe hulle pale van onderaf in mense ingedruk het. En dan het hulle daardie Christene met pik bestryk. Dan sou hy saam met sy gewaad, sou hulle daardeur geloop het, en 'n bespotting van die Christene gemaak het, en hulle was as lampe aangesteek in die aande, as verligting vir hierdie mense, om deur te loop. Dis die vervolging wat daardie Christene deurgegaan het. Die vervolging wat daardie Christene deurgegaan het, om in leeukuile ingegooi te word, in arenas, waar 'n klomp mense rondom hulle sit. Hierdie klomp Romeine, en ander mense wat daar sit. En hierdie Christene word in daardie kampe ingestuur, waar hierdie wilde diere was, wat hulle voor daardie mense verskeer het. Kan jy vir u oomblik aandink, hoe die Christene deur hierdie omstandighede moes gegaan het? Die verskriklike lyding, en dat die Here in daardie omstandighede met hulle wil kom ontmoet. As ons gaan kyk na die naam, wat dit beteken, dan beteken dit bitterheid. Hulle het 'n bitter lewe gehad. Hierdie vervolging, hulle het met hulle lewe moes geboet het. En hoeveel Christene weet ons wat agter die eystergordyn was, nie te lank terug nie. Ons weet wat die eystergordyn is. Ons weet wat daar gebeur het, hoe hulle die Christene gemartel het. En een boekie wat julle maar in die hande kan kry, en hom kan lees, van daardie Christene, is mense soos, daai ou wat gebrand is, Wurmbrand. Kry sy boekie in die hande, lees dit, wat daardie mense deur moes gegaan het. Hoe daardie mense in die tronke, hulle brood gevat het, en as daardie gevangenes, bewaarders tot bekering gekom het, hoe hulle daardie brood wat hulle sou gekry het, vir daardie bewaarders gegee het, sodat hulle net iets kan hê om te eet. Dink maar, wat doen ons in vervolging? Wat doen ons in beproewing? Wat doen ons in toetse? Ons kla so maklik. Hierdie mense was gebrand deur hulle, en hulle het vir daardie mense brood aangebied. Is ons gewillig om dit te doen? As ons deur vervolging gaan, wat sal ons doen? Gaan ons 'n haat in ons hart ontwikkel teen hulle wat ons vervolg? Of gaan ons werklik die liefde van Christus, die evangelie skoene wat ons vanoggend gehoor het, aantrek, om hulle te bedien met die evangelie, sodat hulle ook gered kan word? Is ons besorg oor kosbare siele? Is eintlik maar die vraag wat ons onsself moet afvra. As ons gaan kyk na hierdie Griekse woord wat afgelei is van die Hebreëse woord mirre, wat beteken dit? Om 'n heerlike geur vry te stel. Is dit wat hulle gedoen het? Definitief. Want hulle het die evangelie geur, het hulle met ander gedeel. 2 Korintiërs 2 vers 15. Want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God, onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Is ons daai geur van Christus in hierdie tyd? Want dit is wat hierdie gemeente was in daardie tyd. Daarom het die Here ook vir ons aanmoedig, en hierdie brief is eintlik 'n aanmoediging vir hierdie mense in daardie omstandighede. En wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en 'n offer aan God tot 'n lieflike geur. In daardie tyd reken hulle dat daar tot 5 miljoen Christene doodgemaak was. Hoe verskriklik, né? Onder daardie vervolging in daardie tyd. Ons sien hoe die Here Jesus Christus voorgestel is. Hy is as die Alfa en die Omega, die begin en die einde. En dan sê hy ook hierdie wonderlike van die Here Jesus Christus, wat dood was en lewend
geword het. Wat beteken dit vir u en vir my? Dit is asof die Here Jesus Christus die martelare hier kom bemoedig. Hoekom? Ek het deur dit self gegaan. Ek was gemartel. Ek was geslaan. Ek was aan 'n kruis vasgenaal. Ek wat dood was, het weer lewend geword. Daarom kom hy en hy bemoedig hulle eintlik en vir hulle sê, hierdie ou verdrukking wat julle hier het, is maar 'n ou klein verdrukking vir dit wat in die ewigheid vir julle wag. Is ons gereed daarvoor? Hierdie gemeente hulle was bemoedig deur die Here Jesus Christus, want hulle het dit gesmaak in hulle lewe. Hulle was in die arenas ingejaag, soos ek gesê het, dan was wilde leeu's, wilde diere op hulle vrygelaat tot die vermaak van daardie stadbewoners. Nero wat hulle aan pale opgehang het, die wreedste vervolging waaronder hulle gesterf en hulle gelei het. En hulle was gewillig om dit te doen. Ons weet van ou Petrus wat gesê het, maar ek wil nie soos my meester gehang word nie. Ek is dit nie waardig nie. Mense het dit waardig geag om vir God te sterwe in daardie tyd onder vervolging. Is ons gewillig om dit so te doen? Soos ek reeds gesê het, Boerenbrand hulle wat in daardie vervolging was. Ek weet nie hoeveel van u die laaste tyd bietjie nuus gekyk nie. Hoeveel Christene was nou die afgelope tyd doodgemaak vir hulle godsdiens? En daarmee saam, ek weet nie of jy dit gesien het nie, hoeveel mense nou tot bekering gekom het. Hulle reken dat daar meer Christene vandag tot bekering kom as wat die wêreldpopulasie groei. Die wêreldpopulasie is net so onder die 0,9, daar by die 0,9, die Christene, die groei van die Christene is net so hierso by amper 1%, net so oor die 1%. So, die mense wat Christene word is meer as die populasie groei in hierdie tyd waarin ons lewe. Net so 'n bietjie vir interessantheid. En nou kom die Here en hy sê, julle is gelouter. Hierdie toets, nie as gevolg van hulle sonde nie, en ek wil hê ons moet dit baie mooi verstaan. Smyrna was nie as gevolg van hulle sonde deur hierdie vervolging gestuur nie. Smyrna was getoets in hierdie tyd, uitgesuiwer vir die koninkryk, soos ek gesê het, om waardig vir die saak van die Here te sterwe. Onder daardie verdrukking kom die woord van die Here en hy moedig ons aan in Romeine 5 vers 3. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop. Wat doen dit? Dit vorm ons. Maak ons gereed vir die koninkryk. En nou sê die woord van die Here, dat julle ten spyte van hierdie armoede, ten spyte dat alles van julle weggeneem is, julle eintlik ryk is. Julle is ryk, sê die woord van die Here. Daarom, in die Here Jesus Christus, as ek hom in my hart het, is hierdie woord waard. Geseën is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. En is interessant, tussen hierdie 7 gemeentes, kan jy dink, hoeveel gemeentes bestaan vandag nog van daardie 7? Net 2. En wie is die 2? Smyrna en die ander ene is Pergamus. Smyrna en Pergamus. Philadelphia, ekskuus. Smyrna en Philadelphia, die enigste 2 gemeentes wat nog vandag bestaan. En wat sê die woord van die Here? Julle sal 10 dae vervolging hê. Wat is hierdie 10 dae? Onder 10 koninkryke wat hulle vervolg sou word. So, ek het net nou so 'n paar van hulle genoem, daar's nog meer van dit wat ek vir u kan noem, ek het nie die tyd nie. Maar, wat 'n waarskuwing kry hulle? Onthou, die woord van die Here sê, ek ken jou werke. Hoeveel van hulle kry jy daai dat die Here hulle kom sê, maar dit is wat julle goed doen? Hierso is die waarskuwing, verander. Dis die 3 dinge wat jy elke keer in hierdie gaan kry. Eerste, wat gesê word van die Here Jesus Christus. Die tweede, wat gesê word van hy gemeente. Die derde is, wat hulle moet doen.
En wat sê die Here in hierdie gedeelte? Die waarskuwing, daar's niks. Hoekom? Daar's nie sonde in hulle lewe nie. Hulle is onder vervolging, juis oor die Here Jesus Christus. En so word hulle doodgemaak. So daar was nie sonde in hulle lewe nie, hulle word nie gestraf as gevolg van sonde nie. Hulle was opreg voor die Here, omdat hulle die pad gestap het, en daardie lieflike geur vrygestel, hulle gelouter vir die saak van die Here. En daarom, hier kom die aanmoediging, die raad wat die Here vir hulle gee. Vrees vir niks nie. Moenie vrees vir dit wat mense aan jou kan doen nie. Want hy sê, sommige gaan in die gevangenis gewerp word deur die Satan. Mense sal doodgemaak word. Maar hy kom en hy gee 'n belofte vir hulle nie. Hulle sal die kroon van die lewe ontvang. Wat 'n wonderlike voorreg om daardie kroon uit die Here se hand dan ook te ontvang. Die volgende gemeente, Pergamus, as ek na Pergamus kan verwys, hy sê, skryf van die engel van die gemeente Pergamus. Nou, Pergamus was 'n getroude gemeente, en ons sien dit, wat het hier gebeur? In daardie tyd van vervolging, het die Christendom so uitgebrei, so baie mense tot bekering gekom, en hierdie keiser, 313 jaar na Christus, het agtergekom, maar ek gaan niks aan hierdie verspreiding van hierdie veldbrand van die evangelie kan doen nie. Ek moet 'n ander plan maak. En wat is hierdie plan? Hy moet die staat en die kerk met mekaar trou. 313 jaar na Christus kom Konstantin aan bewind. En hy besef, hierdie veldbrand gaan ek nie kan stop nie. Maar daar's 'n manier. En wat is die manier? Ek wil hê dat hierdie ouens moet net een keer 'n jaar voor my buig. Net een dag 'n jaar moet hulle voor my buig. Hulle kan hulle Christendom kan hulle uitleef, net soos wat hulle wil. En wat doen hy? Hy trou die staat en die kerk met mekaar. En wat sê dit vir my? Iets van kompromie. Kompromie. En dit is wat hierdie gemeente gedoen het. Hulle het kompromie aangegaan. Soos ek reeds gesê het, die evangelie het versprei, die staat het lede verloor, en daar moes 'n dringende ingryping gekom het, deur Konstantin die 11de keiser, toe hy dan besluit om die staat en die kerk met mekaar te trou. Hoe word Christus aan hulle voorgestel? Skryf van die engel van die gemeente in Pergamus, dit sê hy wat die skerp, tweesnydende swaard het. Wat was die swaard se werk? Om te sny. Nee. So wil die Here ook in ons harte kom sny. Wat sê hy vir ons in Hebreërs 4 vers 12? Die woord van die Here is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. So wat gaan die Here in hierdie gemeente kom doen? Hy gaan die swaard laat val. Hy gaan met hierdie gemeente kom praat, hy gaan met hulle handel. En daarom het hy sê, hy het die tweesnydende swaard en in sy regterhand het hy 7 sterre gehou en skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. Hierdie swaard praat van oordeel. Die wêreld onder die oordeel in geregtigheid. En Jesus sê, dit is hy wat kom om met die mens af te reken. Daar sal so 'n tyd ook dan kom en aanbreek. Die aanpruising, Openbaring 2:13. Ek ken jou werk in die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is. So, wat beteken hierdie troon van die Satan? Ek het nou al snaakse dinge gehoor. Maar dit wat dit beteken is die hoofkwartier van die keiser se aanbidding gewees. So, die moeilike stad om 'n Christen dan ook in te wees, maar hulle het bly volhard ten spyte van hierdie omstandighede. En daarom het hy sê, en hou vas aan my naam. Selfs in daardie dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is by julle waar die Satan woon. Weet jy wie was Antipas? Antipas
was die eerste martelaar in Klein-Asië gewees. Hierdie evangelie het versprei oor die wêrelddele, Klein-Asië, Europa, en hierdie man Antipas was die eerste ene wat gelei het daar. Hy het geweier om hierdie keiser te aanbid. Hy het geweier om kompromie aan te gaan. Ek dink is 'n baie belangrike saak vir ons, die waarskuwing, die vermaaning. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die mense het wat vashou aan die leer van Biliam, wat Balak geleer het. Wat het Biliam gedoen? Hy het 'n struikelblok. Hy het vir Balak gesê, doen dit, lê 'n struikelblok voor die Christene. En so is daar baie mense wat die Here kom waarsku, moenie struikelblokke voor my kinders lê nie. Dis wat hulle gedoen het. Hulle het struikelblokke voor die kinders van die Here gelê. En wat sê hy? Het om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer. So wat het hulle gedoen? Hulle het mense ingekry in gemeentes. Ken u die ou spreekwoord? Dis 'n woord ek eet. Dis 'n brood ek eet. Dis 'n woord ek spreek. Wat het hulle gedoen? Hulle het vir hulle manne bymekaar gemaak om hulle op die gehoor te streel. Wat sê die Here gaan in die laaste tyd gebeur? Is dit besig om te gebeur? Ons is besig om in die laaste tye in te gaan. Ons word gewaarsku deur die Here. Daarom moet ons hierdie vermaaning nie net as lig beskou nie. Kan ek julle 'n storie vertel van hoe hulle wolwe gevang het in dele waar daar die sneeu is. Hulle vat 'n mes en dan maak hulle hom verskriklik skerp. En dan vat hulle bloed en hulle meng daardie ys met daardie bloed en dan druk hulle daardie ys om daardie mes. Dan kom die wolwe. Dan begin hulle te lek aan daardie bloed. En hulle kom nie agter hoe hulle tonge gesny is nie, hulle bloei hulle later dood en so het hulle die wolwe gevang. En waar het begin? Net by die ys te lek. Kompromie. Ons moet pas op vir kompromie. Want kompromie maak dat ons soos hierdie wolk uitgebloei sal word. En dit is sien ons maar in die tyd waarin ons lewe, nê? Wat sê die Here vir hulle? Bekeer jou, anders kom ek gou na jou en sal self teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond. Wat 'n verskriklikheid wanneer God jou vyand word. Wanneer jy nie meer reg lewe voor die Here nie. En dan die laaste ene wat ons vanoggend gaan kyk, Thyatira. Nou, Pergamus was waar Konstantin dan ook die staat en die kerk met mekaar getrou het, beheer oor die politiek gekry het. En wat gebeur nou hierso? Naby Pergamus, daar die spervuur van die duiwel. Soos Johannes 8:44 sê, julle het die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Wat het hier gebeur? Hulle het meer gekonsentreer op getalle as op die kwaliteit van die woord van die Here. Wat het hierso? Was daar die tyd waar Rooms-Katolisisme begin posvat het. En heers vir 200 jaar lank. Die betekenis daarvan is hierdie onophoudelike, ewigdurende offers en beelde aanbidding wat plaasgevind het. Is dit wat gebeur het? Definitief. Want die woord van die Here kom sê dit ook vir ons. Hierdie voorstelling van die Here Jesus, oë soos vuurvlamme, daardie deurdringende oë wat alles weet. En dan praat hy van sy voete wat soos koper is. Nou as ons gaan kyk, praat koper van die oordeel van God, en nou wil die Here hê, hulle moet gelykvormig word aan hom. Dis die Nuwe Testamentiese boodskap. Maar wat het by hierdie gemeente plaasgevind? Hulle het dinge begin toelaat, dinge ingevoer. En dit is waarmee ons sit vandag in baie kerke. Is God word nie meer aanbid nie, maar die mens word aanbid. Beelde diens. Nou weet ons ook, wat het daar in daardie tyd gebeur? Daar het beelde diens ingekom. Die probleem
van vandag is dat die heiligheid van God afgewater word. Die probleem is dat sonde en onreinheid word binne in die kerk toegelaat. Die probleem is dat ander gemeentes sonde van buite af invoer. Hulle laat dit toe. Dinge wat, ek gaan sommer reguit daaroor wees. Dat kerke hulle vandag skuldig maak daaraan, om drank binne in die kerk toe te laat. En dan hou hulle partytjies met drank. Kan God dit toelaat? En dan is dit nie eers dit al nie, daar's nog ander dinge ook. Dinge waarin ons begin kompromie maak met die wêreld, en ons voer hulle in. Thyatira was van binne die probleem, binne in die kerk, nie van buite af die invloede nie, maar van binne af, omdat hulle dinge toegelaat het. En nou sê die woord van die Here, dat sommige van die geloof afvallig sal word. Maar die Gees sê uitdruklik, dat in die laaste tyd, sommige van die geloof afvallig sal word, en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang. Deur die gefeinstheid van leuenaars, wat gebrandmerk is in hulle eie gewete, wat verbied om te trou en gebied dat mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskaap het, om met daksegging gebruik te word, deur die gelowiges en die wat die waarheid ken. 1 Timoteus 4 vers 1 tot en met vers 3. Dit gebeur in ons tyd. Ons sien dit al meer, hoe dit realiseer. Isebel, wat eintlik maar 'n baie goeie voorbeeld daarvan was. Wie was Isebel? Sy was Agab se vrou, en wat het sy gedoen? Sy het die Baalpriesters onderhou. Sy het hulle ingevoer. Hulle het selfs in die tempel gebly. Sy het hulle onderhou. Nie tempel nie, in die sinagoges. Sy het hulle onderhou. En hier die verskriklike afgode wat ingekom het. En nou sê Openbaring 2:20 vir ons, maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei, om te leer en afgodsoffers te eet. Sy het hierdie mense ingebring, sy het hulle onderhou. En wat gebeur vandag? Verleidende mense wat op kansel staan, en mense verlei met die woord van die Here. Kompromie wat aangegaan word. So die Here kom en hy waarsku vir ons. Wat het gebeur? Pausaanbidding. Die paus was die belangrikste. Christus was nie meer belangrik. Die paus was meer belangrik. Hy is die ene wat nou met aflaatbriewe en allerlei dinge kon hy jou sonde vergewe het. Christus is die enigste een wat sonde kan vergewe. Kyk hoe die verdraaiing plaasgevind. Vreemde heidense gebruike wat in die kerk ingekom het. Aanbidding wat vervals is. Moeder Maria beelde wat aanbid word. Beeldaanbidding. Heiliges word aanbid. In plaas van dat hierdie preekstoel die altaar van Christus is, word dit nie meer dit beskou in die tyd waarin ons lewe nie. Pausaanbidding wat plaasgevind het. Normale mense mag nie die Bybel besit nie. Rituele, soos byvoorbeeld die mis in plaas van die nagmaal. En tog was dit binne in dit 'n klein oorblyseltjie wat hulle bewaar het. Daarom, liewe toehoorder, dat ons nie kompromis sal aangaan met hierdie wêreld nie. Die optrede van God en haar kinders sal ek sekerlik doodmaak, om 'n vyand van God te word. En wat sê die woord? Dat die Here eintlik vir hulle kom sê, hulle moet bewus raak dat ek die ene is, wat die hart en die niere kom deursoek. Ek ken jou werke. Ek sien jou hart raak, al dink jy nie so nie. En wat sê die Here? Die raad aan hierdie gemeente. Hou maar net vas wat julle het, totdat ek kom. 'n Klein groepie binne in hulle, wat hulle rein bewaar het. Mag die Here gee dat ons rein bewaar in hierdie tyd, en dat die Here se naam geëer sal word. Hou vas totdat ek kom. Vandag, dat ons sal vashou aan die waarheid van die woord van die Here. Net so in kort. Smyrna, Pergamus en Thyatira. Volgende week Sardes, Philadelphia en Laodicea. Mag die Here vir ons help. Kom ons bid net saam.
Hemelse Vader, ons wil vir U dankie sê vir die groot genade, U liefde, U sorg oor ons. Dankie dat U besorg is oor die kerk. En ons sien dit maar net deur hierdie boodskappe wat ons het vinnig hier oor gehardloop en kort gedagtes gedeel. Here, hier is soveel om eintlik oor te praat. Dat ons onsself sal bewaar, nie kompromie met sonde en dinge van die wêreld sal aangaan nie. En dat U vir ons sal rein hou, sodat ons gereed mag wees, ook vir U koms. Ons bid dit om Jesus naam ontwil. Ook as ons nou uit mekaar uitgaan, vandag ons in die naam. Amen. Baie dankie.